Goeiemôre gemeente. Is my volgende regtige voorreg om hier te staan en die bevestiging van Lisa te kan hanteer. Dit wys dat die Here sy kerk onderhou en dat die Here voortgaan met sy werk en dat hy mense roep en in plek sit om sy koninkryk verder uit te brei, en vir ons gaan dit mos maar altyd oor die koninkryk ook hier in die gemeente. Is 'n paar mense wat vra, wat ons gaan vandag vir Lisa bevestig as diensleraar. Wat is die verskil tussen 'n leraar en 'n diensleraar? En net kortliks so in 2 of 3 sinne, onthou, vir 'n leraar, kom ons sê, jy weet, 'n leraar moet wat 5, 6 jaar gaan leer aan 'n bepaalde universiteit, en dan kan jy bevestig word in 'n gemeente, en uit die aard van die saak het daar ook maar in die verloop van tyd het dit ook gebeur dat daar 'n tekort is aan predikante in die kerk, en die kerk het dit goed gedink ook, en 'n besluit wat hulle so 'n paar jaar gelede geneem het, om te sê, maar elkeen wat 'n graad het, wat graag die roeping in sy lewe het om diensbaar te wees in die koninkryk op 'n ander vlak, kan dan ook 'n kursus gaan doen, en dan ook so hulle self bekwaam as eventueel as 'n diensleraar. Nou 'n diensleraar het nie die volle kapasiteit nie. Wanneer 'n diensleraar beroep is, dan is dit net vir 'n spesifieke taak, het sy vir die jeug of net vir administrasie of net vir klein groepe of wat ook al 'n gemeente se behoefte is. In die geval van Lisa het sy alreeds haar eerste teologiese graad afgehandel, so sy kort net nog so 2 jaar of 1 jaar en 'n half, dan is sy 'n volledige, dan kan sy ook dan bevestig word as volledige leraar, maar ons beroep haar, ons het haar beroep vir gemeentebediening, so dis 'n wye spektrum, omdat sy alreeds 'n teologiese graad het ons die voorreg om haar vir 'n gemeentebediening te beroep, en sy gaan spesifiek dan ook, maar portefeulje is dan spesifiek ook vir die jeug, die wye spektrum van die jeug, en dan ook vir al ons digitale, sy neem die hele digitale bediening oor wat sy gaan uitbrei ook in die gemeente. So dis dan net in kort in terme van diensleraar. En Lisa, ek gaan vir jou vra, vir Lisa van der Merwe, om net vir my hier voor die kansel te kom staan asseblief, want ons is vanoggend dan hier byeen om vir Lisa in die naam van die Here dan as diensleraar te bevestig in Nelspruit Suid gemeente. En haar naam is aan die gemeente, het ons verskeie kere aan die gemeente voorgehou, en aangesien daar geen beswaar teen hierdie beroep ingebring is nie, gaan ons nou oorgaan om haar te bevestig as diensleraar. En Jesus Christus maak van die diens gebruik van mense, om deur sy woord en sy gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die amptsdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien, en om sy lewe te gee vir baie. Hy is die een wat ook mense roep, en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Christus, aan wie hy die boodskap van versoening toevertrou het, soos wat hy vir Paulus ook sê. Die ampt van die leraar, of diensleraar, is soos die ander ampte, een van die gawes van die Gees aan die gemeente. Deur hierdie gawes wil die Heilige Gees die gemeente opbou. Die ampt van die bedienaar van die woord omvat die volgende: die verkondiging van die woord van God en die diens van gebede, die bediening van sakramente, die leiding van die eredienste, die behartiging van kategetiese onderwys, die uitoefening saam met die ouderlinge en diakens van die regering van en tug oor die gemeente, en die doen van huisbesoek waar nodig, en behartiging van die herderlike sorg van die gemeente. Lisa, as bedienaar van die woord word jy geroep, en is dit belangrik dat jy in 'n egte geloofsverhouding met die Here sal leef. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk en jou op 'n daaglikse basis inspireer en vernuwe, en jy daardeur dan getrou sal wees in jou diens
en nederig sal bly in jou diens ook. En jy moet ook geen plek of ruimte laat vir eie eer en selfsug binne jou bediening nie. Dis ook nodig dat jy op 'n besonderse manier sal kyk en in liefde sal kyk na jou eie gesin. En dan ook om ook die gemeente moet deur jou geloofsgroei, dit wat jy by God hoor, dit wat jy by God ervaar, moet die gemeente ook terugkry van jou af. So jy word 'n instrument in God se hande. En al hierdie goed is belangrik in jou diensbaarheid hier binne NG Suid gemeente ook. En uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ampt van die bedienaar van die woord 'n herderlike werk is. So jy werk met mense, jy begelei hulle, waardeur God groot dinge tot stand doen. So God gaan jou gebruik as instrument waardeur hy sy koninkryk ook hier wil uitbrei. In die besef van die verantwoordelikheid wat jy aanvaar, wil ek graag vir jou die volgende vra waarop ek wil hê jy opreg moet antwoord. Is jy oortuig dat God jouself tot hierdie diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en met die nodige vertroulikheid te beoefen? Beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Wat is jou antwoord? Ek gaan vra dat ook al die leraars wat hier is, dat julle net vir my na vore sal kom asseblief. Al die leraars, oud leraars, dat julle net vorentoe sal kom asseblief. Lisa, ek wil hê jy moet so draai na die gemeente toe asseblief. Hierdie is altyd 'n baie besonderse geleentheid en ervaring. Julle kan maar hier agter daar kom staan. Waar alle oud leraars wat in 'n gemeente is, dan so hande op haar sit. En daardeur vertrou ons dat die Here haar op 'n baie besonderse manier gaan gebruik in die koninkryk. En dat hy deur jou sal werk en dat die Heilige Gees jou sal inspireer vir jou bediening. En mag jy dit ook so ervaar in jou bediening. Mag God wat jou tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig. Mag hy jou so regeer, dat jy 'n vrugbare werker in die uitbreiding van sy koninkryk sal wees. Neem nou vir jou die verantwoordelikheid, hierdie gemeente, wat aan jou geestelike sorg toevertrou is. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, gedrag, liefde, geloof en reinheid. Hou aan met die voorlesing, vermaning en lering en verwaarloos nie die genadegawes wat jy ontvang het nie. Dan sal jy, wanneer die opperherder verskyn eendag, die heerlikheid en onverganklike kroon verkry. En gemeente, ontvang hierdie dienskneg van die Here met groot blydskap en betoon aan haar agting. Neem die boodskap wat sy volgens die Heilige Skrif sal verkondig aan, nie as mensewoorde nie, maar as woord van God. Ek gaan vra ook dat Jason net hier na vore sal kom. En dan gaan ons as gemeente staan en dan gaan ons 'n lied sing, laat Heer die seën op haar daal. Laat Heer die seën op haar daal, in Sion haar bestraal. U wat beveel en dit geskied, vol Heer die seën oor al gebied.
ons bly net so staan en ek het vir Dominee Louis gevra om net 'n seëngebed oor haar te bid. Hemelse Vader, dankie dat U vir Lisa ook geroep het en dat U haar ook geroep het om voltyds in U diens te staan. Dankie Here vir die impak wat sy reeds maak in die gemeente. Dankie vir die verskil wat sy reeds gemaak het ook in ons jeugbediening. Here, ons kom bid en vra dat U vir haar die nodige wysheid sal gee om daai kennis wat sy van U af gekry het so aan te wend dat U koninkryk opgebou en uitgebou sal word met dit waarmee sy besig is. Here, lei haar en wys haar hoe om elke situasie, elke kind, elke persoon wat oor haar pad mag kom, so te hanteer dat U daardeur ook verheerlik sal word. Here, ons weet, vandag se tyd is die jeugbediening nie altyd so maklik nie. En daarom bid ons dat U vir haar die krag sal gee. Ons bid dat U sal gee dat daar mense sal wees wat ons sal ondersteun, sal onderskraag, daar sal wees vir haar, wat haar hande sal ligter maak ook in die bediening. Here, dankie vir Jason wat aan haar sy is en dankie vir die impak en die verskil wat hy ook maak. Here, dankie dat U hom geroep het om ook haar te ondersteun en dat U hom ook geroep het om in die jeug 'n verskil te maak, ook rondom die musiek en die jongwerkendes. Daarom kom bid ek dat julle albei sal seën, hier waar dit ook hulle eerste huweliksherdenking is, Here, seën hulle en gee dat hulle nog vir baie jare van mekaar geseën sal wees en gespaar sal bly. En dan dankie vir die impak en die verskil wat beide maak, ook in ons gemeente. Here, seën hulle en help dat hulle altyd so sal leef, dat hulle tot seën vir ander sal wees. Ons vra dit in U groot en heilige naam. Amen. Ek kan die sitplekke inneem. Ek gaan vra dat die ouers, julle ouers sommer net ook hier voorkom staan en Dani en Gert, dat ons haar net kan gelukwens saam met die ouers. Dit is altyd vir julle ook 'n baie mooi en 'n baie spesiale voorreg. Dankie. Julle kan maar kom. Is altyd so, sonder ouers se ondersteuning ook, kan 'n mens nie ook 'n bediening aanpak nie. Mens het maar altyd wysheid en raad ook van jou ouers nodig. So van die ouers se kant af, dankie ook vir julle ondersteuning vir haar bediening. Baie geluk hoor. As hy julle baie geluk op die sal. Sê Davie. En onthou, na afloop van die diens is julle almal welkom om in die saal saam met hulle verversings te geniet. Baie dankie. Hemelse Vader, dankie dat ons ook weer vanoggend by U kan kom stil word. Here, hier waar ons nog relatief aan die begin van 'n nuwe jaar staan. 'n Nuwe jaar wat U vir elkeen vir ons gee. 'n Nuwe jaar met al sy wonderlike goed wat vir ons lê en wag. Maar ja, Here, ook 'n jaar waarin ons weet waar daar ook uitdagings vir sommiges van ons gaan wees. Maar dankie Here dat ons weet, al weet ons nie noodwendig wat wag op ons op hierdie jaar nie, weet U, want U is reeds daar. En dankie dat ons ook hierdie jaar aan U kan toevertrou. En dat ons nie hoef bang te wees wat wag in hierdie jaar op ons, Here, want ons weet U gaan saam met ons die pad stap. Maak nie saak wat oor ons pad gaan. Daarom hoef ons nie benoud te wees of bekommerd nie, maar kan ons in rustigheid stil by U kom sit.
Want U weet wat die beste is vir elkeen van ons. U weet wat U vir ons elkeen beplan het, ook vir hierdie jaar. Here, en help ons dat ons so sal leef, dat ons al hoe meer ons planne in lyn sal bring met U planne, U wil. Here, dat ons altyd eers onsself sal afvra, maar wat is U wil, wat is U plan vir my? En dat ons dan ons eie planne sal in lyn bring, sodat dit meer en meer U wil en U plan sal ondersteun. Here, as ons ook vanoggend uit U woord gaan saamlees, kom bid ons en kom vra ons dat U met ons elkeen ook sal praat vanoggend uit U woord uit. En ons elkeen sal help om te hoor wat U vir ons wil sê. En ons elkeen sal beleef dat ons vanoggend hier saam met mekaar 'n ontmoeting het met die Skepper God, die lewende God, die enigste ware God. Amen. Ek gaan vir ons so 'n paar verse lees uit Johannes 6 uit. Nou die groter konteks is waar die vermeerdering van die brood plaasgevind het en waar Jesus op 'n stadium dan ook op die see geloop het en dan die hele gesprek oor waar Jesus sê dat hy brood van die lewe is. En dan daarvan vers 37, wanneer Jesus nou in gesprek is met die menigte daar voor hom, dan sê Jesus die volgende: Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Ek herhaal weer vers 37 en 40 wat die kern is: elkeen wat die Vader van my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. In vers 40, dit is die wil van die Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Ek lees vir ons tot sover. Ons leef al hoe meer in 'n komplekse wêreld waar al hoe minder goed, soos mense in Engels sal sê, straightforward is. Goed raak net al hoe meer kompleks en al hoe meer ingewikkeld. 'n Deel daarvan is verhoudings. Verhoudings raak al hoe meer kompleks, alhoewel ons sien dat navorsing vir ons wys dat verhoudings baie meer oppervlakkig raak. Alhoewel dit oppervlakkig raak, raak dit meer kompleks. En ek dink mense hoef net so 'n bietjie die laaste tyd die nuus na te gekyk het om iets daarvan te beleef. Iets te beleef van byvoorbeeld, om dit as 'n voorbeeld te gebruik, hoe kompleks het verhoudings tussen lande geraak. En dan sien ons dat sekere lande se verhoudings is beter met ander en ander lande se is weer swakker, en dit hang af met watter land 'n sekere land meer goeie verhoudings het, bepaal of hulle by 'n ander land gaan welkom wees of nie. So hang af hoe jy jouself posisioneer en met wie jy waar verhoudings het, bepaal of ander lande gaan sê, maar okay, jy's welkom by ons ook, jy's welkom om hier ook in 'n verhouding te staan, of nee, wag, jy kies en skaar jouself nou by hierdie lande, en ons is nou nie eintlik sulke goeie verhoudings met daai land nie, en omdat jy nou met daai land het, dan gaan ons nie met jou hê nie. So dit raak al hoe meer kompleks. En alle lande is nie meer oral ewe welkom of hulle mense nie. Maar ons sien dit op ons alledaagse vlak ook. Die laaste tyd in die vakansietyd het ek 'n hele paar keer by van die sekuriteitskomplekse moes ingaan, en dan soms is dit net om
om een van my kinders af te laai wat by 'n vriend gaan kuier. En dis nie meer so eenvoudig om in te kom nie. Jy stop by die hek en jy sal beweet en dan moet jy eers jou bestuurderlisensie gee en die kar word geteken, jou registrasie van die voertuig en jy moet jou selfoonnommer gee en dan bel hulle eers die persoon en vra en sê hierdie persoon is by die hek, is hulle welkom om in te kom of nie? En eers wanneer daai persone sê dis reg, daai persoon is welkom om toegelaat te word tot die kompleks, dan kan jy eers ingaan en inbeweeg in die kompleks. En natuurlik is dit baie faktore wat dit veroorsaak het, maar dit alles maak dat goed meer kompleks raak. Ek dink oor die naweek net daaraan, toe ek groot geword het in Pretoria en op skool was, toe was dit dat meeste mense se erwe was oop. Jy het so 'n lae draadheiningie gehad en die doel was om die honde in te hou, nie om mense uit te hou. En mense kon instap tot by jou voordeur en die voordeurklokkie lui. Vandag se tyd kan dit nie meer nie. So goed het al hoe meer kompleks geraak en ingewikkeld geraak. En ons beleef al hoe meer dat mense soms in sekere omstandighede welkom is en in ander omstandighede nie welkom is nie. En ons sit al hoe meer goed in plek om vir mense te wys, maar net sekere ouens is welkom en sekere mense is nie noodwendig welkom nie. En ons beleef dit eintlik maar op klomp verskillende terreine van die samelewing waarin ons is. Ek dink almal van ons sal kan gesels en praat van situasies of kere waar jy iewers gekom het en jy het baie welkom gevoel. Jy het vreeslik welkom gevoel en sommer net dadelik gevoel ek pas in nie. En dan ander kere kom jy soms by plekke en beleef jy sekere situasies wat jy net voel maar ek voel nie welkom hier nie. Ek voel nie gemaklik hier nie. Soms is dit die mense wat daar is wat jou baie welkom laat voel, of soms is dit die mense se manier van reageer en optree wat jou laat voel, maar ek voel nie welkom hier nie, ek beleef 'n stuk vyhandigheid, ek beleef dat die mense nie noodwendig my hier wil hê nie. En soms is dit meer intern goed, né? Soms kom jy op 'n plek en jy resoneer net met dit wat daar gebeur, want dit wat daar gebeur is deel van jou voorkeure en nie jou afkeure nie. Dis deel van jou belangstellings. Jy beleef iets van dat dit wat daar plaasvind resoneer met jou eie waardesisteem. En ander kere kom jy op plekke en dan voel jy ontuis, ongemaklik, want dit wat daar gebeur is in stryd met jou waardesisteem of daar gebeur goed wat so 'n bietjie deel van jou afkeure is. Dis nie goed waarvan jy hou nie. En dan voel jy net nie welkom nie, jy voel net nie gemaklik in daardie situasie. So soms is dit die mense of die plek, maar baie keer is dit maar interne goed ook, wat jou so maak laat voel, dat jy voel, jy is welkom of nie welkom nie. En natuurlik beoordeel mense mekaar op verskillende vlakke, en verskillende maniere, né? Mense, en as ons eerlik met mekaar is, beoordeel mekaar baie keer aan die hand van jou kultuur, van jou politieke sieninge, van jou verlede, wat as hulle iets van jou verlede af weet. Mense beoordeel mense maklik op grond van hulle mislukkings of hulle suksesse. Beoordeel hulle baie maklik oor wat hulle liefhet of wie hulle liefhet. Hoe hulle lyk speel baie keer 'n rol. Wat jy glo, wat jy nie glo nie. Al daai goed is 'n manier hoe ons mekaar beoordeel. En dis goed wat baie keer bepaal of mense welkom is of nie welkom is nie, né? En baie keer laat ons mense onwelkom voel omdat daarvan hierdie goed is wat ons ongemaklik maak. Hulle kultuur maak ons dalk ongemaklik of hulle politieke sieninge of hulle verlede of hulle mislukkings. En soms beleef ons dit ook. Soms beleef ek is ongemaklik iewers of mense laat my ongemaklik voel, laat my voel ek is nie welkom nie, ek is nie tuis nie op grond van hierdie goed. Daar's goed in my waarvan hulle dalk nie hou of mee gemaklik is nie. Maar weet julle, daar's een plek waar alle mense altyd welkom is.
Een plek waar ouderdom, geslag, afkoms, voorkeure, afkeure, kultuur, politieke sieninge, noem dit maar op, nie 'n verskil maak aan hoe ons hanteer word nie. En ons het daarvan vanoggend in Johannes 6 gelees. Johannes 6 vers 37 wat sê, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Universeel 'n boodskap van Jesus. Jesus wat kom sê, maar al beleef jy dat mense jou so hanteer, dat jou kultuur, jou politieke sieninge, jou voorkeur, jou afkeure, jou foute van die verlede, jou huidige omstandighede, maak dat mense jou half laat voel ek is nie welkom nie. Kom sê Jesus, alle mense, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe jonk is jy nie, hoe oud is jy nie, is jy 'n man of 'n vrou, wie jy is nie, by my sal jy altyd welkom wees. Ek sal jou nooit verwerp as jy na my toe kom nie. En dit is so belangrik om hierdie woorde raak te sien en dit te verstaan. Jesus kom sê nie 'n klomp goeters nie, hy kom sê nie hierso, weet jy, jy is welkom by my, die oomblik as jy al jou sonde laat staan nie. Jesus sê nie, jy is welkom by my, die oomblik wanneer jy jou lewe in orde het, en alles in plek is, en alles reg is nie. Jesus sê, maar die wat na my toe sal kom, die wat die Vader vir my gee, wat na my toe sal kom, sal ek nooit verwerp nie. Een van die beloftes wat Jesus vir ons in sy woord gee. Jesus aanvaar ons met ons foute, met ons swakhede, met ons sonde, met al daai goed. Al wat die Here vra, as ons mooi deur die evangelies blaai, is dat jy met 'n opregte hart hom sal nader. Dis wat die Here vra. Dat jy in opregtheid na hom toe sal kom, wanneer jy na hom toe kom. Maar die Here sê, hy sal jou nooit verwerp nie. So baie keer sit ons hier, en ek dink, almal wat hierso sit, sal vanoggend waarskynlik kan verhale vertel, van waar jy so 'n bietjie uitgestoot gevoel het, verwerp gevoel het, eenkant geskuif gevoel het. Sal waarskynlik situasies of goed kan opnoem, waar jy gevoel het, maar ek is nie welkom nie. Maar hoor vanoggend, dat die Here vir jou sê, maar jy is altyd welkom by hom. Die Here is nooit te besig dat jy nie welkom by hom is nie. Jy is nooit te ver van sy genade af dat jy nie welkom by hom is nie. Jy is altyd welkom by hom. En wanneer Jesus hierdie woorde sê, dan sê Jesus nie daarmee dat hy keer mense se verkeerde gedrag, hulle sonde, hulle foute goed nie. Maar Jesus sê, jy moet na hom toe kom net soos jy is. En dan sal hy jou help om te verander, om heel te word. Sal hy jou help om onder sy leiding, sy krag te kan word, al hoe meer dit wat hy reeds in jou ingeskaap het. En daar's 'n magdom voorbeelde in die evangelies van dat Jesus, toe hy hierdie gesê het, was dit nie maar net woorde nie. Jesus het dit geleef, het vir ons die voorbeeld gestel toe hy fisies hier op aarde was. Reg deur die evangelies kry ons 'n klomp voorbeelde, en ek wil net by 'n enkele paar voorbeelde kortliks stil staan, net om te illustreer en te wys, dat wanneer Jesus sê, enige iemand is by hom welkom, hy sal niemand verwerp nie, dan bedoel Jesus dit. So as ons net by enkele voorbeelde kan stil staan, baie bekende verhaal, Lukas 19 van Saggeus, die hooftollenaar. Saggeus lees ons van daar in Lukas 19, en dan, ons ken die verhaal na, Saggeus was 'n Jood, so hy was deel van die volk, en toe word hy 'n tollenaar, en toe word die hooftollenaar. Nou die Joodse gemeenskap, vir hulle was dit onaanvaarbaar tollenaars. Dit was totale onaanvaarbare beroep vir hulle gewees.
Want tollenaars het die reputasie gehad dat hulle mense uitbuit en dat hulle baie meer vra as wat nodig was en daarom hulle selfs verryk. En dan sien ons, dit word geïmpliseer in die verhaal, dis deel van Saggeus se verhaal. Want Saggeus, lees ons, was 'n baie ryk man en hy was die hooftollenaar. So met ander woorde, hy het definitief ander mense uitgebuit tot sy voordeel. En nie enige ander mense nie, sy eie mense, die mense van sy eie volk, het hy uitgebuit. En daarom weet ons dat volgens dit wat ons lees in die Bybel en in buitebybelse bronne, was Saggeus 'n ou wat gehaat was eintlik deur sy eie mense. Hulle het niks van hom gehou nie. Hy was nie welkom onder sy eie mense nie. Op grond van sy beroep en op grond van wat hy gedoen het. Maar wat gebeur? Jesus sien hom raak. En Jesus sê vir hom, ek moet vandag nog by jou aan huis gaan. Jesus sê nie vir hom, Saggeus, weet jy, jou lewe is deurmekaar. Jy's hooftollenaar, jy byt mense uit, klomp goed is verkeerd in jou lewe. Stel dit reg en dan sal ek by jou kom aan huis gaan nie. Maak al hierdie goed reg en dan sal ek in jou lewe inkom. Nee. Jesus sê, ek wil graag na jou toe kom. Ek wil graag aan jou huis gaan. Jy is welkom by my, is ek welkom by jou. En dan nooi Saggeus hom in. En wat gebeur wanneer Saggeus Jesus innooi? Saggeus se lewe verander. Hy besef dit wat hy doen is verkeerd. En dan onderneem hy om dit wat hy verkeerd gedoen het reg te maak, te verander. Te begin leef soos wat hy veronderstel is om te leef. So Saggeus wat deur sy eie mense verstote was, nie welkom was by hulle nie, sê Jesus, maar jy is welkom by my. Maar kom net soos jy is. Met jou sonde, met jou foute. En ek sal jou help om te herstel. Nog 'n bekende verhaal, Johannes 4. Verhaal van 'n Samaritaanse vrou, daar by die put. Ons lees dat hierdie Samaritaanse vrou by die put, in die middel van die dag, gaan hierdie Samaritaanse vrou en sy gaan skep water. Totaal en al teen daai tyd se kultuur. Die vrouens het gaan water haal, maar hulle het vroegoggend gedoen en laatmiddag as dit koeler was. Nie op die hitte van die dag nie. So duidelik kan ons sien dat sy nie saam met die ander vrouens gaan nie. Sy was nie welkom by die ander vrouens nie. Sy gaan op haar eie op die hitte van die dag om te gaan water skep. Want sy was nie welkom saam met hulle. Wat gebeur? Jesus begin met haar praat, totaal en al teen die kultuur van daardie tyd. Dit was 'n taboe gewees in daai tyd vir mans om in die openbaar met vrouens te praat. Mans het nie met vrouens in die openbaar gepraat nie. Vrouens was nie belangrik genoeg geag nie. Vrouens was in die hiërargie die laagste in die samelewing gesien. So 'n man het nie in die openbaar met 'n vrou gepraat nie. Verder nog het die Jode die Samaritane gehaat en wou niks met die Samaritane te doen gehad het nie. Samaritaan was nie welkom by 'n Jood nie. Wat kom doen Jesus? Hy sê vir die vrou, jy's welkom by my, jy's welkom in my geselskap. Al is jy 'n vrou, al is jy Samaritaan, by my is jy welkom. En wat gebeur? Haar lewe verander. Sy besef sy ontmoet die ware Messias, sy gaan terug na haar dorp toe, gaan roep ander mense en 'n klomp ander mense kom ontmoet ook vir. Wel die samelewing vir haar gesê het, jy is nie welkom nie. Sê die Here vir haar, jy is welkom. En natuurlik, dit het die kerkleiers van daai tyd eintlik so 'n bietjie dwars in die krop gesteek. Is eintlik hartseer, né? Dat die fariseërs en die skrifgeleerders het niks daarvan gehou nie. Ons lees daarvan in Markus 2, vers 16 en 17, dan lees ons, toe die skrifgeleerders onder die fariseërs sien, dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, vra hulle sy disippels, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Kom sê Jesus duidelik hierso, maar almal is by my welkom.
Maak nie saak hoe lyk jou lewe nie, maak nie saak hoe lyk jou verlede nie, maak nie saak hoe jy al droog gemaak het in die lewe nie. Maak nie saak hoeveel sonde jy al gedoen het nie. Maak nie saak hoe deurmekaar jou lewe nou heiliglik is nie. Jesus sê jy is welkom. Al laat ander mense jou dalk onwelkom voel, by hom sal jy altyd welkom wees. En ek dink ons lees dit baie keer mis. Die fariseërs en die skrifgeleerders was ook welkom by Jesus. Almal van hulle het net nie die geleentheid aangegryp nie. Sommiges het, en ons lees daarvan in Johannes 3, van Nikodemus. Nikodemus wat ons lees 'n fariseer was en 'n leier van die Jode. Gaan lees maar daar in Johannes 3. Daar staan, hy was nie net 'n fariseer nie, maar hy was 'n leier van die Jode. En wat doen hy? In die nag, want hy wil nie hê die ander moet sien waarskynlik dat hy Jesus nader nie, gaan hy in die nag na Jesus toe. En Jesus sê nie vir hom, "Wow, jy's 'n fariseer, sorry, jy's nie welkom by my nie." Nee. Jesus sê vir hom ook, vir Nikodemus, "Jy's welkom by my. Kom ons gesels." En dan ken ons die gesprek met Nikodemus wat nie kon verstaan wat Jesus bedoel met wedergeboorte nie, en dan sien hy dit op 'n fisiese vlak en nie geestelike, en dan moet Jesus hierdie gesprek met hom hê. Maar dan sien ons verder in evangelies lees, Nikodemus se lewe het verander. Gaan kyk maar in Johannes 7, waar hy eintlik daar by die Joodse raad eintlik half opstaan vir Jesus. En dan in Johannes 19 dan sien ons hy's een van die wat reël en sorg dat Jesus se liggaam versorg word en in 'n graf geplaas word. So Nikodemus se lewe verander, hy wat 'n fariseer is. Want sien ook hulle was welkom by die Here gewees. Baie van ons het groot geword in die era waar daar gesê is, maar kinders moet gesien word, maar nie gehoor word nie. En daar's vinnig vir jou vertel, jy moet nie kom sit en tande tel daar tussen die groot mense nie. Ek dink baie van ons het dit gehoor en beleef. Maar Jesus kom en sê, maar kinders is ook by my welkom, nie net groot mense nie. Ons lees daarvan in Markus 10 vers 13 tot 16 onder andere, waar mense hulle kinders na Jesus toe wil bring, en die disippels wat regtig uit die beste bedoeling het, sê vir die mense, maar nee, die kinders moenie Jesus pla met die kinders nie, hulle moenie na Jesus toe kom nie. Hoekom? Want hulle het waarskynlik gevoel, Jesus is al klaar so oorweldig met al die volwassenes wat hom wil sien, en dat kinders nie belangrik genoeg is nie, dat Jesus eintlik maar moet fokus op die volwassenes. En dan keer hulle hierdie mense, nie omdat hulle slegte bedoeling het, die disippels nie, hulle probeer eintlik maar help. Hulle speel so 'n bietjie hekwagter, om te bepaal wie mag in en wie mag nie in nie. En dan spreek Jesus hulle aan, en dan sê hy daar in Markus 10 vers 14, laat die kindertjies na my toe kom, jy moet hulle nie langer verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe klein jy is, hoe jonk jy is nie, Jesus sê, jy sal altyd welkom wees by my. Jy sal altyd welkom wees in my teenwoordigheid, in my geselskap. En daarom hier waar ons aan die begin van die jaar staan, kom nooi die Here elkeen van julle weer opnuut uit om te kom sê, maar onthou jy, maar ook alle ander mense is altyd welkom by my. Jy kan nooit so erg verdwaal het, jy kan nooit so erg sonde gedoen het, jy kan nooit so erg my teleurgestel het, jy kan nooit so erg droog gemaak het, dat jy nie meer by my welkom sal wees nie. Solank jy hier op aarde leef, is jy altyd welkom by my. Maar nou 'n belangrike ding. Ons as Nelspruit Suid NG Kerk is ook Jesus Christus se kerk. Jesus Christus is die hoof van ons gemeente. En daarom, as Jesus sê, almal is by my welkom, dan moet ek en jy ook so in die kerk leef. Dan moet ons ook so leef, dat almal wat hier inkom, welkom sal voel. Moet ek en jy waak daarteen, dat ons nie soms maak soos die disippels, wat die beste bedoelings gehad het, en so 'n bietjie probeer hekwagter speel, en
wil bepaal wie's welkom en wie's nie welkom nie. Want dis nie wat die Here van ons vra en verwag nie. Die Here sê, maar ons as NG Nelspruit Suid is hier geplaas in Nelspruit, sodat ons die Here se hande en voete kan wees. Maar meer as dit ook, dat ons ook die Here se hart kan wees vir mense. En daarom moet ons dieselfde ingesteldheid hê as Jesus. Jesus het nie gekom en gesê, mense se sonde is aanvaarbaar, dis reg, hulle foute nie. Nee. Maar hy sê, almal is by my welkom, en wanneer jy na my toe kom en deel word van my, dan sal ek jou help om die goed wat verkeerd is reg te stel. En dit moet ons as gemeente se uitgangspunt ook wees. En sê, maar weet jy, maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. Maak nie saak hoeveel jy al droog gemaak het. Maak nie saak hoeveel sonde jy gedoen het nie. Maak nie saak hoe deurmekaar jou lewe nou, vandag en hier is nie. Hier is jy welkom, want hier kan jy van Jesus se liefde leer, van sy genade beleef, en hy sal jou help om te verander soos wat hy wil hê jy moet verander, en nie soos mense wil hê jy moet verander nie. En daarom, net soos wat ek en jy altyd by die Here welkom is, moet ek en jy hier by die kerk ook so leef, dat ons ander mense sal laat welkom voel, ander mense sal intrek, dat hulle sal kan beleef, maar die Here is ook lief vir hulle, die Here se genade is ook vir hulle bedoel, want hy gebruik my en jou as die instrumente in sy hand, om daai liefde en genade te gaan uitleef, na 'n gebroke wêreld, wat dit so nodig het om te hoor. En soms is dit klein goedjies, het gaan daaroor, dat ons net so 'n bietjie weer sal ander mense raak sien. Ons is so geneig om met dieselfde mense te praat, want ek assosieer met hierdie mense, en ek's gemaklik met hierdie mense, en ek ken hulle al. En dan soms is dit onbewustelik, dat ons soms mense uitsluit, mense laat onwelkom voel, want ons sien hulle nie meer raak nie, ons gaan selfs nie met ander mense, trek hulle in nie. Mag dit waar wees van ons gemeente, dat ons so 'n bietjie meer na buite gerig sal raak, om ander mense raak te sien, ander mense kerk toe te nooi, sodat hulle ook iets van God se liefde en genade sal kan beleef en ervaar. In plaas daarvan, as jy daar buite is, en iemand het op die plek gestop, wat jy van altyd hou om te stop, in plaas daarvan om verby te stap en te mor, hierdie ou staan op my plek, eerder te sê, hallo, wie is jy, welkom is jy nie die, hierdie parkering is 'n great parkering, ek hou ook van hierdie parkering, dis 'n mooi, lekker parkering, nee. Positief, sê vir hom, jy het goeie smaak, jy kies van die beste parkerings hier op die terrein. Plaas daarvan om in die kerk te kom en te mor omdat iemand sit waar jy gewoonlik hou daarvan om te sit. Geen sitplek in die kerk is al ooit aan iemand verkoop nie, so enige iemand kan enige plek sit. In plaas daarvan om te kla met iemand op jou plek sit, of te mor of hulle skeef aan te kyk, sê vir hulle, hallo, hoe gaan dit? My naam is Louis, of wat ook al jou naam is, wie is jy? En dan, weet jy wat, hierdie plek in die kerk waar jy sit, dis 'n lekker plek. Dis een van die goeie plekke, jy het goeie smaak om hier te sit. En dan gaan sit jy op 'n ander plek. Want dis hoe ons mense gaan intrek, dis hoe ons mense gaan laat welkom voel in die gemeente. En dis maar net enkele voorbeelde. Mag ek en jy die gesellige gesindheid hê as Jesus, om mense te laat welkom voel in ons teenwoordigheid, veral hier in die gemeente. Onthou, God se liefde en genade is nie 'n beloning vir goeie gedrag nie. God se liefde en genade is 'n geskenk vir gebroke mense. Genade bring verandering. Verwerping bring verharding. So ons mense gaan dat onwelkom voel hier op grond van hulle verlede, hulle keuses, hulle foute, dan gaan hulle nooit kan verander nie, want dit gaan hulle net laat al hoe meer verhard. Maar wanneer ons mense met genade en liefde hanteer en behandel, help ons hulle om te kan verander en te groei op grond van die Here wat in hulle lewe werk. Romeine 15 vers 7 sê, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Nie aanvaar mense soos wanneer dit vir jou gemaklik is nie. Nie aanvaar mense soos dan dit jou pas nie, maar soos Christus dit gedoen het, sodat God daardeur verheerlik kan word.
Sommiges van ons moes dalk vanoggend weer opnuut gehoor het, dat jy altyd welkom is by die Here. Dat die Here se liefde en genade altyd daar vir jou sal wees, en dat jy nooit onwelkom by hom sal wees nie. En miskien wou die Here vanoggend vir van ons gesê het, maar ons moet dalk net weer 'n slag begin kyk om ons. En ander mense begin raak sien, en so optree dat hulle ook by die Here sal welkom voel. Die Here aanvaar alle mense. Jesus aanvaar alle mense op grond van sy liefde en sy genade. Mag ons ook so leef, dat ons ander sal aanvaar, nie op grond van wie hulle is nie, nie op grond van wat hulle doen nie, maar op grond van God se liefde en sy genade. Kom ons sit net so en dan bid ek vir ons. Dankie Here Jesus dat U vir ons in die woord kom sê dat U nooit enige iemand sal verwerp wat na U toe kom nie. Maar dankie Here dat ons duidelik in die evangelies kan sien dat dit nie net iets is wat U gesê het nie. Here, U weet ons sukkel so baie keer daarmee. Ons het baie keer so die beste voornemens en ons sê almal is welkom, maar wanneer ons dit moet uitleef en wanneer ons met mense werk, dan leef ons nie altyd so nie. Dan beleef mense dit nie altyd so nie. Maar dankie dat ons in die evangelies kan sien, U is anders. Wanneer U sê almal is welkom, dan is almal welkom by U. Of dit nou 'n Saggeus is wat weens sy beroep deur ander verwerp is, wat weens die verkeerde optrede nie welkom is by sy eie mense nie. En of dit nou 'n Samaritaanse vrou is wat eintlik nie welkom is nie, want sy's 'n vrou en sy's nog 'n Samaritaan en dan sy nog nie 'n goeie verlede nie. Ook sy is by U welkom. En of dit Nikodemus is wat 'n skrifgeleerde Fariseer is, wat een van die groep is wat in konstant in konflik met U was, ook hy was by U welkom. Kinders was by U welkom. En so sien ons in die evangelies dat almal wat U genader het met 'n opregte hart altyd by U welkom is. En dankie daarvoor, Here. Here, U weet ons beleef soms dat ons op plekke kom waar ons nie lekker welkom voel nie. U weet dat ons soms beleef dat ons by plekke of mense kom en dan beleef dat mense besig is en dat ons eintlik hulle nou pla en dat ons eintlik nie baie welkom nou by hulle is nie, want dit is eintlik nie die regte tyd nie. Maar dankie dat dit by U anders is, Here, dat ons enige tyd by U welkom is. Enige tyd in U teenwoordigheid mag ingaan en voor U stil raak. En help dat ons hierdie jaar dit sal onthou. En dat ons hierdie jaar genoeg tyd sal spandeer in U teenwoordigheid. Met die wete ons is altyd welkom by U. Here, help ons en maak ons oë oop, maak ons harte oop dat ons dieselfde gesindheid teenoor ander mense sal uitleef. Dat wanneer dit hier veral hier by ons gemeente kom, dat mense welkom sal voel nie. Dat mense wat hier inkom nie sal voel hulle word soos vreemdelinge behandel nie. Mense wat hier inkom nie sal voel dat hulle soos buitestanders behandel sal word nie. Maar hulle sal beleef dat ons as gemeentelede hulle intrek en laat welkom voel en dat ons hulle sal hanteer met U liefde en genade. Sodat hulle ook U kan ontmoet. Ook in U teenwoordigheid kan ingaan, sodat U hulle kan verander soos wat U hulle wil verander. Here, verander ook vir elkeen van ons. Sodat ons al hoe meer sal begin leef soos die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Here, seën ons hierdie jaar en help dat ons U seën sal uitdra na almal wat ons lewenspad kruis. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Maar ontvang ook die seën van die Here, die Here wat vir jou kom sê vanoggend. Jy is altyd welkom by hom. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee.
Amen.